ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 167. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan Vasgevang in die Antichrist-systeem, is jy baie welkom om dit te bestel. Die kontak, dis natuurlik 'n boek vir die eindtyd waarin ons lewe. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy's verskriklik welkom as 'n nuwe kyker. Gaan asseblief na deel 1, begin reg voor, want jy het 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op YouTube kanaal. Dit is gratis, sodat jy die verskillende kennisgewings kan kry vir die verskillende boodskappe. Daar's ook die Engelse gedeeltes, moet dit nie vergeet nie. Baie goeie boodskappe daar. Stuur hierdie kontak of link aan die vriende, kennisses, familie. Lewensveranderend pen, skryfblok in 'n 33 Bybel. Belangrik, of die restoration of the original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, wat 'n voorreg vanmôre dat ons as die kinders by mekaar kan wees. Ek wil bid dat U ons vanmôre sal oorskadu deur die Ruach HaKodesh en dat niemand ons uit die hand uit kan haal nie. Ek wil vanmôre bid, salf die woord sodat dit vir ons leersaam en vervullend in ons gees kan wees deur die Ruach HaKodesh. Nogmaals baie dankie vir die genadebloed van Jaffa. Sou ons U teleurgestel deur woord, daad, gedagte of handeling, dank ons U steeds vir die bloed van Jaffa, wat ons reinig van alles wat ook al. Lei ons in hierdie oggend deur die woord. Geef ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te kan hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seëning gaan wees. Ons is besig met Spreuke 13 vers 7. Ons het net begin toe die tyd ons gevang het gisteroggend. Spreuke 13 vers 7, daar's een wat hom ryk hou, hom of haar, hulle hou hulle ryk. En hy het glad niks nie. Met ander woorde, wat is dit? 'n Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verloor is. Kom ons kyk na die beeldspraak hierin. Jy sien hierdie massiewe megakerke waar hulle tennisvelde het en cricketvelde en hulle het gymnasiums en alles om die jong mense te trek. Daar's een wat hom ryk hou. As jy verbyry, jy sien daai wit olifant van 'n gebou. Dit lyk na iets fantasties, maar hy het eintlik niks. Dit is net 'n social gathering, by mekaar kom op 'n Sondagoggend en miskien op 'n Sondagaand. Hy het glad niks nie. Daar is een wat hom ryk hou en hy het glad niks nie. En daar's een wat hom arm hou en hy het baie goed, halleluja. Ons het nie veel nie. Elke ding wat ons as Jaffiste het, behoort aan koning Jaffa, halleluja. Die skepper van hemel en aarde. Elke ding wat ons ontvang is 'n gawe uit sy hand uit. Weet jy wat leer dit jou? Dit leer jou om jou oë van jouself af te hou. Af te haal. Jou eie vermoëns. Ek dink daar's niks beter in 'n mens se lewe as of in die geloof te lewe nie. En daarom sê die woord, hy wat vir die geloof lewe, mag van die geloof lewe.
So ek loof Jaffa, myself en Pastoor Rika se lewe, bestaan uit 'n geloofslewe uit. So werk hy in elkeen se hart en sy lewe, om ons te bless na die rykdom van sy genade. Ons verwag nie, omdat ons nagte en nagte en nagte besig is, dat daar finansiële blessings moet wees vir dit nie. Nee, ons dink nie eers daaraan nie. Wat ons doen ons vir die koninkryk van Jaffa. En weet jy wat, hy werk in elkeen se hart soos hy wil. En hy gee soos wat hy wil. Ons het nie ons mikpunt of ons oog op sekere goed nie. Want hy sê, ons moenie bekommerd wees oor môre en oormôre nie. Kom ons doen vandag wat ons hand vind om te doen, solank as wat dit dag is. Die woord sê so. Hy sê in vers 8, die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. Het jy gehoor? Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. En natuurlik nie net 'n man, nie vrou ook. Ek is so bly dat ons rykdom gaan nie oor rand en sente nie. Ons rykdom is siele. Ons rykdom is wat ons vir die koninkryk van Jaffa kan beteken. Hoekom? Sodat meer siele kan inkom. Want die woord sê, daar is blyskap in die hemel, as een siel om tot Jaffa bekeer. Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. Ek wil vanmôre vra, broer en suster, Jaffis, u wat deel van die bruid van Jaffa universeel, waar lê u rykdom vanmôre? Waarin is u oorvloedig? Waarin is u ryk? Die woord leer ons ook om Jaffa te eer en te aanbid in alles wat ons het, want ons het niks sonder hom nie. Ons het niks sonder hom nie. Maar die arme hoor geen dreigement nie. So die een wat nie al die rykdomme het nie, hy hoor geen dreigement nie. Hoekom? Want hy het niks waarmee hy hom kan dreig nie. En dit is juist hoe dit werk in die koninkryk van Jaffa, is die wat arm is, word eintlik verryk in Jaffa. En dit sê nie, as u wat nou finansiëel goed af is en dinge het nie, om ontslae te raak van dit nie. Nee, dis 'n leen. Dis 'n godsdienstige leen, wat die kerke uitgevind het jare terug, die katholieke kerk. Verarm die mense, en dan sal hulle submit onder die kerk, vir 'n broodjie en 'n bekertjie sop. Dis nie wat Jaffa wil hê nie. Ons het gehoor, koning Salomo sê, Leiaard gaan kyk na die mure, en word wys. Jaffa wil hê jy moet werk, hy wil hê jy moet woeker, hy wil hê jy moet kan funksioneer. En dis hoe ek al my lewe lank my eie besighede gehad het. Partykeer gebeur dit dat jy dit is onaanvaarbaar. Jy weet nie wanneer jy gebied is nie. As jy verstaan waarvan ek praat. Want as jy een deur toe gaan, dan maak Jaffa 'n ander deur oop. Ons vertrou net eenvoudig dit vir dit. Ons rykdom is nie getel in rand en sente nie. U rykdom vanmôre is nie getel in rand en sente. Jy weet, hier in Pretoria is ons water afgesny, van hulle werk aan die reservoirs, hulle gaan vir amper 4 dae, 5 dae werk. Ons het die bad vol water gemaak vir die toilet, en u weet wat ek van praat, en dromme vol water, en ons het waterkanne gekoop vir die kombuis, en seker te maak dat ons voorsiening het. Ja, dit is nog 'n ander storie, om 'n ketel water te kook om te skeer. Want dit is winter. Wie wil in koue water staan en was? Jy moet 'n ketel water op water. Alraai, ek weet nou, eet, nie 'n probleem nie, weet. Nee. En weet jy wat is die doel hoekom ek hiervan praat? Ons besef nie wat ons het nie. Ek sê vir broer George, my vriend hier in Pretoria. Ek sê vir broer George, ek sê ons besef nie wat ons het voor ons dit nie het nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ons besef nie wat ons regtig het voor ons dit nie het nie. Ons is so gewoond om 'n kraan oop te maak en die water loop uit. Ons is so gewoond om 'n toilet te druk en hy werk.
Ons is so gewoond om onder 'n stort in te stap en daar's warm water. En weet jy, dis al daai is gawes uit Vader se hand uit. Nou laat ons dit nie het nie. Nou weet ons wat dit is om dit te hê. Hoor jy wat ek nou gesê het? Nou laat ons dit nie het nie, nou besef ons wat dit is om dit te kon gehad het. En dieselfde met die boonatuurlike geopenbaarde woord. Ons het iets wat die wêreld daar buitekant nie het nie. Die strome van heerlikheid van Jahwe is oor ons oopgemaak. Want hy sê, goedheid en guns volg jou elke dag van jou lewe. Ek gaan voor jou uit en ek maak jou paai gelyk. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paai gelyk maak. Halleluja. Wat 'n voorreg vanmôre. Ons het gewoon 'n kraan oopmaak en daar loop koud en warm water in. Wat 'n voorreg. Ja, Eskom is nie van die beste nie, maar dit werk. Ons het daar warm water van tyd tot tyd. En dinge wat vir ons werk. En so het 'n mens geleer om aan te pas by sekere goed. Maar ons vertrou Jahwe vir 'n bonatuurlike wonderwerk in Suid-Afrika, dat dinge na normaliteit kan terugkeer. Ek bid daarvoor. Prof, jy's mal, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dit maak nie saak wat jy dink nie. Ek sê Jahwe kan ons land terugbring na normaliteit toe. Die feit dat die wêreld weet hoe dit in Suid-Afrika aangaan, maak dit vir ons as blanke mense soveel makliker. Ek praat nie politiek vanmôre nie. Ek praat van die voorsienendheid wat Jahwe vir ons voorsien. So ek kom en ek sê vanmôre, ons het sekere goed wat ons uit sy hand uit ontvang. En dan raak ons gewoond daaraan. Ons raak so gewoond daaraan. En die oomblik wanneer dit nie daar is nie, dan besef ons, maar wag 'n bietjie. So kom ons nou wag tot dit van ons al weggeneem word. Kom ons vat hierdie dag. En ons wees die beste Jahwiste wat ons vir die koninkryk van Jahwe kan wees. En ons saai die saad van die lewe. Maak nie saak op watter manier nie. Jahwe sê hy het 'n blymoedige gewer lief. En dit gaan nie net oor blymoedige gewer nie. Jou tyd wat jy gee, die arbeid wat jy insit, die besigheidskaartjie wat jy los, wat sê, wat is jou God se naam? What your God's name? Wat sê jy daarvan? Kom ons kry iets waar ons die koninkryk van Jahwe kan bevoordeel. In hierdie dag moet dit ons missie wees. Is nie om myself te verryk in die dag nie. Hy sal voorsien in die rykdom van sy genade in elkeen van sy behoeftes. Maar as ons in hierdie dag ons visie gestel het, al is dit net een siel. Al kan ek net een siel bereik vandag. Kan u besef dat as 1 miljoen Jahwiste oor die wêreld vandag sê, ek wil een siel red. Een siel red. Vandag. Dus as dit een siel uit 1 miljoen uit is, ek dink dit gee jou 10.000 siele wat gered, 1%. Kan jy dit dink? Wat andersins nie die koninkryk sou hoor nie? Is daar 1 miljoen Jahwiste? Ja, natuurlik, daar is 1 miljoen Jahwiste. Daar is baie meer, as 'n paar miljoen Jahwiste. En Jahwe weet wat ons vir hom doen. Kom ons wees vandag iemand wat sê, ek wil 'n saadjie plant ieweste. Nie vir myself nie, vir die koninkryk van Jahwe. Hy sê, daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie. Een wat hom arm hou, en hy het baie goed. En die goed sê ek weer, gaan nie oor wat in jou garage staan, of in vir jou 2 verdieping huis, of 'n 3 verdieping huis bly nie. Ons bly som op die grond. Het gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor, ek is gesond. Dit gaan daaroor, ek het my familie. Ons het ons kinders, ons kleinkinders, ons agterkleinkinders. Ons het ons Jahwistiese familie, halleluja, reg oor die wêreld. Ons het vriende wat ons voorheen in ons lewens nooit gehad het nie. Manne en vrouens wat hulle arm sal gee vir ons,
sodat ons weer ons arm sal gee vir hulle. Dis vriendskap, wat hy sê, dis broer, wat sê hy sy broer, dis wat hy sal doen. Hy sal sy brood deel, hy sal sy petrol deel, hy sal enigiets deel met sy fisiese boetie en sussie. So wat sê ek vanmôre? Ons word nie gereken aan die hoeveelheid nulle wat in die bank is nie. Dis goed as dit daar is, as Jaffa jou seun is daar, dis wonderlik. Want dis hoe hy sekere mense seën. Hy seën hulle juis so vir die koninkryk. En so word elke een gebruik in 'n verskillende gedeelte van die liggaam. En ek het nou al 'n paar keer gesê, ons is verskillende plekke in die liggaam, funksioneer ons. Jaffa sê, hy is die hoof van die liggaam. En vanmôre wil ek dan sê, as ek dan nie op pinkie is, ja, my pinkie is bietjie skeef, maar hy krap lekker in die oor. Maar al is hy skeef, dit maak nie saak nie. Ek wil nog steeds die beste wees. Daai wat hy bietjie krom is, moet my nie terughou, dat hy nie kan werk nie. As hy 'n werk het om te doen, dan moet hy dit doen na die beste van sy vermoë vir die koninkryk van Jaffa. So as daar vanmôre, en ek gaan die Engelse terme gebruik, 'n handicap in jou lewe is, iets wat jou teehou, wat vir ander lyk na 'n handicap, moenie laat dit in jou pad staan nie. Trap oor dit, beweeg oor dit, glo Jaffa bo oor dit, en kyk wat sy wonderwerk doen hy vandag. Kom ons doen wat ons hand vind om te doen, sê apostel Paulus, vandag. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.